Goeiedag kykers, wat 'n ongelooflike voorreg het ek vandag om hierdie spesiale dame by ons te hê. Baie welkom Annelien. Baie dankie, dit is lekker. Nou, jy is van 'n baie interessante vrouevereniging, die VLV. Dit staan vir wat? Vroue Landbouvereniging. Goed. Ja, Maar daar's Kaapland. Van Kaapland, maar daar's Ja. twee verskillende, dis 'n VLV en 'n VLU. Ja. Wat is die verskil tussen dit? Die VLV, kom ek sê gou, ons is in 1929, 15 Oktober 1929 is die VLV gestig. Is die amptelike stigting. So dit kom baie ver terug. In daardie jare was ons nog mos Kaapland. So op die oomblik is ons nou sê maar in Oos-Kaap ver soos Londen. Dan gaan ons selfs op daar bo in die Kalahari, dit is 'n deel van Noordwes, die hele Noord-Kaap en dan die Wes-Kaap. Dit is VLV. VLU is die noordelike gedeelte van die land en hulle het so bietjie later het hulle toe gekom. So en dan is ons almal saam is dit kyk Suid-Afrika hou daarvan om op sy elke man op sy eie missie op te wees. So dit gaan baie goed met ons werk saam, maar ons is saam deel van die Wêreldbond van Vroue. Nou dit is 'n groot ding. Dit is 'n groot projek, dit is 'n groot wat kan mense sê organisasie is die regte woord. Ja. En jy is die ondervoorsitter van St Helena Bay. St Helena Bay tak, ja. Ja. En dan ons is in sirkels opgedeel. Nou die Weskus sirkel, ek dink ons is 13 takke as ek nou reg onthou. Dis nou hier af in die Weskus. Ek gaan nou nie moeite doen om almal te noem nie, maar dit is VLV is Vroue Landbouvereniging, want dit kom uit die landbouvereniging. Ja. Maar jy hoef nie 'n boervrou te wees om aan te sluit nie. Des jare het hulle dit begin omdat hulle gesien het maar die vrouens is op die plase, hulle is afgeleë, gebrek aan vaardighede, gebrek aan kennis en dit is hoe dit uitgereik het na die platteland toe. En dit is presies wat ons vandag nog doen. Dit gaan hoofsaaklik om die vrou te bemagtig. En die vrou moet 16 jaar oud wees en dan tot op die einde is sy welkom om 'n lid te word. Nou dit is ongelooflik. Ja. Die goed wat julle daar doen, ek het die voorreg gehad om verlede week by hulle te gaan kuier en was dit insiggewend. Dit was regtig, julle het sprekers daar gehad. Dit was regtig heerlik om saam met julle te kuier en na die tyd het ons so lekker geëet. Ja. Dit is waarlik iets as julle ooit die voorreg het om te gaan loer by een van hulle geleenthede, maak definitief so. Maar vertel vir my, as jy so vinnig vir my kan vir die kykers vertel, wat is dit presies wat julle doen? Goed, ons het 6 dissiplines, né? Gesondheid en ons dek dan 'n baie breë spektrum in elke dissipline. Soos gesondheid, landbou, kunste en handvleit, leefstyl, opvoeding en openbare sake. Nou jy was by die openbare sake vergadering en dit was maar net 'n fraksie van die area wat ons met oor opgevoed word, as ek dit nou so mag sê. So leefstyl was vroeër jare handvleit. Nou kan jy dink, dis waar jy geleer het hoe om konfyt te kook, om skons te bak en ons doen dit vandag nog steeds. Maar ongelukkig het daai vaardighede bietjie op die agtergrond geskuif, waaroor ek baie jammer is, want as ek net van myself afneem, al die vaardighede wat ek geleer het, kom basies uit die VLV uit. Ja. Klein dingetjies en dan as mense nogal bietjie daar's te veel reëls. Maar as jy die basiese reëls doen, vergemaklik dit jou vaardigheidsontwikkeling. Ja. So, as jy weet hoe om 'n soem in te sit en as jy hom so pres, dan gebeur dit en as jy die naad so omvou en jy verstaan jy klein puntjies, maar dis regte waar op die einde van die dag het jy 'n netjiese afgeronde produk. So dis nooit lekker om deur daai drukgang te gaan van leer nie. Seker. Maar ek sê een ding wat jy kan baie goed doen en baie goed bymekaar maak, maar op die ou einde van die dag kennis kan niemand van jou af wegvat. Ja. En as jy kan werk aan jou kennis en jou vaardighede, is dit 'n wen-wen. Want jy maak dit vir jouself maklik, as ook jy kan weer iemand anders bemagtig. Absoluut. Dit is regtig voorwaar 'n ongelooflike organisasie wat julle het. En weet jy, ons is baie op datum met nuutste ontwikkelinge. Regtig waar. En wil ek ons so klein bietjie spog oor die VLV. Baie goed wat julle as basis van selfsprekend aan kom uit die VLV uit. Jare gelede, ons hou mos nou konferensies met ons sirkeltakke en dan gaan die voorsitters van elke
tak plus die bestuur, of hulle vorm dan die bestuur van die konferensie. Dan gaan hulle deur na die kongres toe. En by die kongres was daar altyd 'n beskrywingspunt. Dan het ons nou punte ingesit, soos byvoorbeeld die zebra-oorgange by skole of by paaie, kom vanuit die VLV uit. Dit was 'n beskrywingspunt en dan word dit voorgelê aan die minister en dit is hoe dit gebeur. So daar is 'n duisternis van sulke voorbeelde wat ek vir julle kan voelie wat gebruik wat ons elke dag kom vanuit die VLV uit. So as 'n mens net eers daai klein bietjie agtergrond het, dan het jy soort van 'n honger om deel te word. Want jy leer. Presies. En by ons dak het ons elke tweede Dinsdag van die maand, ons moet 10 vergaderings per jaar hou uit die 12 maande. So ons het nou 'n lekker einde van die jaar het ons afsluiting met ons bekers uitdeel wat ons lekker saam kuier en eet, want kyk, dit is ons besonder goed mee. Ja. So en dan die ander vergadering is waar ons dan nou hierdie dissiplines wat ek nou opgenoem het, elkeen kry 'n beurt. En elke 'n sameroepster, ons noem onsself sameroepsters, het dan 'n spannetjie onder wat die lede vorm. En elke jaar by ons tak verander ons dan leer jy nuwe mense ken, veral in 'n area soos St Helena Bay waar daar gedurig nuwe mense kom. Ek gaan nie vir jou geontmoet het, was dit nie vir VLV gewees. So op die ou einde bring dit verskeie mense met verskeie talente en verskeie besigheidskennis bymekaar en so bemagtig ons mekaar. En dit kan net 'n wenresep wees waar mense in eenheid is en saamwerk, kan dit net vooruit gaan beteken. So ek sou sê dit is 'n ongelooflike hoe kan ek sê 'n pluspunt vir St Helena Bay. As ook reg oor die land, as die mense die opportunity of geleentheid het, moet hulle aansluit. Want jy weet, ek weet byvoorbeeld in die Oos-Kaap is daar takke wat aandtakke is, want die vrouens werk in die dag, hulle gee onderwys as prokureurs wat ook al, so hulle kom by mekaar in die aand. Nou ons is bevoorreg, ons het genoeg mense om dit in die oggend te hou. Maar dit is nie sal jy casting stou nie. Jy kan jou vergadering kan jy skuif. En dit is ook bietjie lekker, ek kan dit nou nie op kamera sê nie, maar ek gaan. Dit is ook lekker bietjie om vir 'n vrou tussen vrouens te wees. Absoluut, En voel jy nie net deeltyd die kos maak en jou daaglikse taak nie, net om bietjie uit te kom, bietjie jou eie menswees te verbreed en ook 'n bietjie asem te skep saam met mede-mammas en oumas en tannies en bietjie jou koppie vol te maak, né? Absoluut, En ek kan vir jou sê, dis vir baie dames, veral enkellopende dames, kom ons sit baie agter. Dis hulle hoogtepunt. Want hulle is gemaklik, hulle weet presies. Kyk, jy word nie beoordeel nie, né? Maar ons vorige vergadering was byvoorbeeld leefstyl en toe was dit 'n binneverseerde wat vir ons kon vertel van al die nuwe trends. Ons weet presies, swart krane is nie meer vir die toekoms nie, jy gaan terug na jou braaskrane. Sulke klein goedetjies, maar as jy daar uitkom en sê, jene, ek het so 'n bank en ek het nog al 'n lappietjie wat ek nou net so iets anders kan doen en ek het 'n nuwe, daar het jy nou 'n hele nuwe look, Presies, So en kunste en handvleit. Ek kan nie 'n stokmannetjie teken nie, maar ek het al geleer om blomme uit papier uit te maak, dat dit soos 'n rangskikking kan lyk. Klein goedetjies wat 'n mens net eenvoudig en jy voel mos so skatryk as jy 'n vaardigheid bemeester het. Ag nee, en ek sou sê dit is 'n absolute moet vir elke vrou om bietjie ekstra te leer, bietjie kreatief te wees. Elke een van ons het 'n kreatiewe punt en daar kan jy dit bietjie uitleef. Jy kan leer by as daar waar jy nooit die voorreg gehad het om dalk op skool van so iets te leer nie, kan jy nou in 'n veilige omgewing tussen ander dames leer wat jou met liefde en waardering help. En nou wil ek ook net sê, ons is glad nie rasgebonde nie. En ons is ook nie veroordelend, wil ek amper sê. So jou selfvertroue ontwikkel regtig waar. Want en dan is so spesiaal die vorm van ons vergadering. Iemand open. Jy kan gaan bid as jy wil. Jy kan iets lees. Jy kan 'n voordrag doen. Daar's talente wat jy nie eens van bewus was
wat jy kan Ja. deel nie. So mense wat, lees jy ook gedigte, ek is mal Ja. oor dag en onmiddellik het julle is 'n Ja. skakeling met mekaar. Dit is fantasties. Sê vir my, waar kan as een van ons kykers wil aansluit? Waar kan hulle julle kontak? Ons het op Facebook is ons, Okay. Sint Helena Baai, VLV Sint Helena Baai. Daar, dis regtig van lusmakers, want dan kan jy sien hoe Ja. lekker die mense gekuier het, wat ons alles gedoen het. En dit wat ons 'n jaar of 2, 3 gelede gedoen het, ons gee nie om dit weer te doen nie. As Ja. daar 'n aanvraag voor is, hoekom nie? Natuurlijk, Want ja. presies, mense weet beter. Soos ek sê, so op 'n Dinsdagoggend, die tweede Dinsdag van die maand, is rondom skoolvakansies, is dit miskien so 'n bietjie aangeskuif, bietjie teruggeskuif, maar kyk op Facebook en dan het ons die webbladsy Ja. bladsy ook van VLV Kaapland. Gaan loer daarop. Julle gaan Ja. definitief nie spyt wees nie. Gaan sluit aan by hulle. Ek gaan weer met die volgende vergadering sal ek weer gaan koekeloer daar. Dit gaan En wie baie lekker weet, wees. Ja. dalk ja. wys ek vir julle 'n paar foto's. Ja, die volgende vergadering is 'n landbouvergadering. Ja. So dan kan julle sien hoe ons wat glad nie op die plase is nie, maar ons gaan vir julle 'n landbou. Dit is so 'n wye spektrum. Ja. En dit is goed wat jy gedink, ek het nou geweet daarvan, maar nee, ek het niks van die Ja. hele onderwerp geweet nie. Ja. So, 'n heerlike dag, 'n heerlike oggend met ongelooflike dames. dankie. En dis by die NG Kerksaal. Hier in Waar alles in Sint Helena Baai gebeur Ja. mos by die NG Kerksaal. Watter datum sal dit wees? Dit is soos ek sê die tweede Dinsdag van elke maand. Okay. As ek reg onthou is dit die 14de April Okay. is die landbouvergadering. En welkom en jy kan 2 keer kom as 'n gas. Okay. Dan betaal jy so 30 rand, ek wil nie sê 10 rand nie, dan betaal jy 30 rand vir jou tee en verversings. Ja. En jy kan alles geniet en na die tweede vergadering dan voel ons nou het jy 'n bietjie jy kan nou maar 'n lid jy het word. nou gesien, ja. En ons ledegeld is R300 vir die jaar en dit is eintlik Ja, verskriklik dis min. baie min vir wat jy kry, En ons ja. het 'n lieflike uitstapie. Ons weet nog nie 100% presies wat dit gaan wees nie, maar bietjie later in die jaar. En as ons baie lekker ondersteuning kry, dan gaan ons met 'n bus. So jy gaan sit letterlik agteroor en Ja. jy geniet die dag. Wonderlik. Ja. Nou wanneer jy meer inligting het van dit, dan kom deel julle dit met ons, dan vertel Enige ons vir ons kykers. Ons sal so maak. Baie dankie vir die Nee, geleentheid. baie dankie dat jy vir ons kom kuier het hier in ons studio. Sy het tot na ons toe gekom om vir ons te kom kuier. Dit was 'n Dit is 'n baie groot voorreg. dorp, is net 5 minute se ry. Dit is regtig vir ons 'n voorreg om jou hier te hê vandag en dankie dat jy vir ons kom verduidelik het wat julle groep is en wat julle doen. Ek is seker daar's baie van ons kykers wat gaan inskakel. Baie welkom. Awesome. Dankie vir die geleentheid. Nou toe, mooi loop.